Môre broers en susters. Ek het vanmôre spesiaal die das aangesit wat Monique vir my in Hanoi gekoop het. Baie welkom, baie welkom. Broers en susters, vanmôre se preek gaan 'n klein bietjie anders wees. In die sin dat ek gaan probeer om dit te integreer met die persoon, die mannetjie agter die kansel. Dit is iets wat 'n mens nie altyd doen nie en 'n mens misbruik ook nou nie die kansel daarvoor nie, maar ek dink gegee die omstandighede wil ek dit graag doen. Ek wil die horlosie, daai horlosie wil ek so 'n bietjie terugdraai tot waar ek begin het en waar ons nou is 20 jaar later. So vergewe my dus, ons gaan wel 'n teks gebruik, maar dit gaan, soos ek sê, ek wil die geleentheid gebruik om vir iets te sê van my ambag, om dit so te stel, as jy nie omgee nie. Wie van julle was 20 jaar gelede hier? 15? Jy is maar min. 20 jaar gelede, 15 Mei 2005. Baie dankie dat jy hier is vanmôre, baie dankie. So kom ons begin en dan sing ons saam. Ons begin met 201 lekker bekende liedere wat ons 'n bietjie kan oplig. Gesang 201 en daarna gesang 184 as die toetrede lied. Loof die Here o my siel, ja alles wat in my is, loof sy heilige naam. Loof die Here o my siel en moenie een van sy weldade vergeet nie. Genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige medewerking van die Heilige Gees. Amen. Onse Heer, seën ons samesyn. Seën groot en klein en oud en jonk. Laat ons bekers oorloop. Oorloop van lewensvreugde en dankbaarheid en gee ook aan ons innerlike vrede. Gee ons elkeen 'n rein hart. Ons bid vir opregtheid, toewyding, integriteit, dat ons ja ja's en ons nee nee. Ons bid Here, bewaar ons soos altyd van alle gevare. Rus ons toe met gawes van insig en wysheid. Dankie Heer vir soveel genade. Die voorreg om oor 'n periode van 20 jaar hier te mag staan. Ook ek as predikant van hierdie gemeente, wat saam met my kudde soek na die lig, die bewus van ons beperkings, maar maak ons altyd bewus van die genade. Dit wat ons net kry, net het, om weer te kan gee. Dankie vir wonderlike mense, met wie ek die pad kon stap, en by wie ek soveel kon leer. Neem ons almal in u hand,
en lei ons na môre. En saam met Paulus bely ons geloof en hoop en liefde. Hierdie 3. Maar die grootste hiervan is die liefde. Seën ons samesyn vandag. Amen. Ons skriflesing vanmôre, broers en susters, is uit Filippense. Ons lees uit Filippense 2 uit. Ek sal, soos ek gesê het, die aksente van hierdie gedeelte wat ons lees, sal ek integreer met my vanmôre ietwat autobiografiese boodskap. Daarom, as daar enige aansporing in Christus is, as daar enige troos uit die liefde, as daar enige gemeenskap van die Gees, as daar enige innige meelewing en ontferming is, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees. Eensgesind te wees. Wat beteken? Een in die hart, in liefde, en een van gees, en in denke. Deur nie iets uit selfsug of uitluit te doen nie, maar in nederigheid, die een die ander hoër te ag as homself. Deur elkeen nie net na sy eie belang om te sien nie, maar ook na die van die ander. Laat dan die gesindheid wat daar in Christus Jesus was ook in julle wees, in ons wees. Hoewel hy in die gestalte van God was, het hy die gelykheid aan God nie beskou as iets waaraan hy hom moes vasklem nie, maar hy het homself daarvan leeg gemaak. Dis 'n spesifieke Griekse woord wat hier gebruik word. Leeg gemaak, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy in die vorm van die mens verskyn het hy homself verneder, deur dat hy gehoorsaam geword het tot die dood toe, ja, die dood aan die kruis. En daarom het God hom ook uitermate verhoog en aan hom die naam geskenk wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elke knie sal buig, van diegene in die hemel en op aarde en onder die aarde, en elke tong sal bely, Jesus Christus is die Here, tot eer van God die Vader. Die laaste stukkie is so eintlik een van jou vroegste belydenisse. Jy weet, ons kom uit 'n tradisie waar belydenisse so 'n soort van die kontoure trek vir ons teologie, en dis van jou vroegste belydenisse. Jesus Christus is die Here. Op 15 Mei 2005 het ek hierso in Kruin my intreepreek gelewer. Op 3 dae na, natuurlik nou 20 jaar gelede. Ag broers en susters, as 'n mens nou net in ag neem dat ek en jy is deel van 'n beweging. As jy nou hier sit, is jy deel van 'n beweging wat ten minste 2000 jaar oud is, om dit so te stel. Dan is hierdie 20 jaar is weglaatbaar min, om dit so te stel. Maar dit maak tog 'n verskil. En wat ek kan sê is dit. Ek het daai gevoel hiervoor. En dit is dat dit net so verbygegaan het. Ja. My intreepreek was uit Johannes, die evangelie van Johannes destyds, en dit het gegaan oor Johannes die Doper se getuienis oor Jesus. En 'n spesifieke teks, ek is die stem van die een wat uitroep in die woestyn, maak die pad vir die Here reguit. Maar hierdie is natuurlik ook 'n aanhaling uit Jesaja uit in die Johannes evangelie. En dis hoe ek daai dag probeer sê het wat ek dink ek hier kom doen.
om daai pad vir ons gelyk te maak. Daai hobbelpad. Ek kan nog goed onthou, as ek net kan sê, die kerk was vol daardie Sondag. Daar was 'n atmosfeer van afwagting. Voel dit aan. En voor die erediens, en ek gaan terugkom hierna. Voor die erediens het ons as kerkraad hier bymekaar gekom. Die konsistorie was daai tyd hier, ek weet nie of julle kan onthou nie. En hier agter was 'n verhoog en die kerkraad het ook met Sondae het hulle hier gesit so. Hier, ja. Ek het by die tweede of derde kerkraadsvergadering dit gewaag om te sê, wil julle nie maar hier sit nie. Nou ja, hier het die kerkraad toe kom sit, kan julle onthou? En die Sondag in die konsistorie, ek het so hier en daar een geken. Toe's daar 'n ou oom met so 'n grys kop wat toe nou voorgaan in gebed. En sy naam is oom Toon Potgieter. En hy bid en aan die einde sê hy: "Ag Here, wees net ons arme sondaars genadig." En hy het daarna telke male gebid en hy het altyd dit gesê. En daar's iets in. Want ons almal het ons krake. En ons almal maak foute en dis wat ek beleef het oor hierdie 20 jaar is desnieteenstaande was daar soveel genade oor en oor. Daai boodskap van of daai gebed van hom Toon. Vir ons gesinnetjie destyds, Annelie, myself en Darek, was dit 'n groot aanpassing om hier in te trek. Groter is wat jy besef. En ek dink veral vir my seun Darek. Hy was 'n besige ouetjie daar op die plotte destyds. So 'n plaasseun wat met ou motorfietsse en met beach buggies wat ek vir hom gekoop het rondgejaag het en toe kom hy nou moet hy hier bly. Nou in die stad. En toe het ek maar vir hom 'n paintball geweertjie gekoop, net om nou daarom ontslae te raak van sy energie. En toe het hy begin om die vensters hierso van hierdie prokureursgeboue so te skiet dat hulle kom kla het. En toe sê ek, skiet iets anders seun, en toe het hy deur die posbus begin aanlê en die taksies geskiet. En julle ken daai storie, tot hy op 'n dag toe 'n taxi verbyry, toe skiet hy 'n ouetjie, die venster is oop, skiet hy hom net hierso. Ja. Maar natuurlik was ek nou geroep vir hoër dinge, né? Dis mos nou maar so vir die hoër dinge. En my intreepreek destyds het ook daarop gesinspeel. Ek is hier so as die Johannes die Doper, die een wat getuig van hom. En oor die algemeen het ek redelik goeie terugvoer gekry, as ek kan sê. Die tipiese opmerkings kan ek onthou van vroeg af was gewees, maar jou styl is so bietjie anders, moet ons sê. En dan was daar ook mense wat gesê het, jy laat my nogal dink. Laat my dink. En dis deel van my teologie, hierdie broers en susters. Die Anselmus van Kantelberg teologie, die 12de, 13de eeuse teoloog, credo ut intelligam. Jy glo, sodat jy kan verstaan. Sodat jy die lewe kan verstaan. Jy glo nie om weg te fladder nie, jy glo om te verstaan. Soos wat Phil Collins in een van daai liedjies sing. This is the world we live in. This is the world. So, en dit was my benadering gewees om altyd 'n bietjie ons mense, my eie horisonne net te toets, jou limite. Hoe ver kan ons dink oor die misterieuse, wat dit maar eintlik is? Fanny wat hier sit, was saam met my op daai, ek wil amper sê letterlike reise, gedagtereise, waar ons laat aan sit en hieroor praat. Baie dankie daarvoor. 5 jaar later het ek 'n geleentheid gekry om 'n studietoer te onderneem Amerika toe, en ek moet sê broers en susters, dit het my baie laat dink. Toe ek daar kom en sien, hier is ons nou in 'n wêreldmoondheid, en is mense soos ek en jy, wat Sondag kerk toe gaan, en aanbid, en met dieselfde goed struggle as ek en jy.
En dit was 'n missionale toer gewees. Oor die ding van hoe kom ons oor die voordeellyn as kerk? Jy kan speel en jy kan die bal aangee, maar jy moet oor die voordeellyn kom. Dis waaroor ons gister ook gepraat het. Dis iets wat altyd by my in my gedagte bly. Hoe kry 'n mens dit reg? En toe ons nou daar in die Washington Cathedral bymekaar kom, wat behoort aan die episkopale kerk. Toe is daar 'n dominee wat ons toespreek oor 'n verskeidenheid goed en sy vraag wat hy toe vra is: wanneer is jy as 'n dominee of julle as dominees, wanneer is jy die gewildste in 'n gemeente? As 'n mens dit nou so kan amper half banaal maak, die gewildheid van 'n dominee. En die een sê toe, ja, maar dit gaan nie oor die ander nie. Hy sê, kom ek sê sommer gou vir julle wanneer dit is. Daai dag wanneer jy daar begin, dan is jy op jou gewildste. Daar's iets in. Want dit het baie goed gegaan. Engelse uitdrukking vir baie lank, so 'n paar jaar was dit vir my absolute smooth sailing. Ons het goed aangepak. Die van die wat kan onthou, ons het daai wêreldrekord probeer breek met die vetkoek. So dit is eintlik 'n nie amptelike wêreldrekord. Ons kon dit net nie registreer in die Guinness Book of Records nie, want dit is te duur geweest. Maar ons het hier 'n enorme vetkoek gebak. Ou Dirk Bloem was nog beheer daarvan geweest. En so het die dae verbygegaan. Ons het byvoorbeeld die lapa wat die laans aan staan, het ons in 'n maand se tyd gebou. 'n Maand. Baie dankie aan die diakens. Ons het die diakensfonds uitgeput daarvoor. Hulle het so R90,000 gehad. Ons skuld nog die diakens R90,000 vir die lapa. Sê weer? Skus Pieter. Nietemin. En ons het 'n paar rand gekort en toe kom ons hier by mekaar en ons het die geld daar ingesamel. Julle sal sien nog op daai pilare is die naamplaatjies van groot skenkings wat ons ontvang het. Dit wys vir jou so het dit gegaan. Maar jy weet, en dis nou een van die dinge, die onweerswolke pak maar altyd saam en vir ons as predikante, en ek sê nou maar vir u dis hoe dit is. Ons werk altyd in sulke konsentriese sirkels. Jy werk met die mikrogroep hierso, maar daar's altyd die makroklimaat. En die makroklimaat in die kerk het begin verander. En ons weet van die groep wat later weggebreek het. Ek was op daai stadium, en ons praat van 2010-11, was ek deel van die teologiese advieskomitee van die kerk. En met ons eerste vergaderings wat ons gehou het met die mense wat wou wegbreek, was dit vir my duidelik. Ons gaan nie regkom nie. Ons gaan nie regkom nie. En toe is daar die groep wat weggebreek het en dis die makrose ding, maar dit het ook vir my en ons in die gemeente, dit het 'n effek op ons gehad. Dit het 'n rimpel effek gehad, want dis die stadium waar mense vir my begin briewe skryf het. Dis die fase waar mense my op 'n manier 'n klein bietjie begin verdag probeer maak het en sê, jong, maar ons hoekom nie dit nie. Jy weet mos maar hoe dit gaan en dis goed wat 'n mens nie altyd deel nie, maar dit is so. Dis daai briewe wat jy nou maar daar sit en dan begin jy 'n brief terugskryf en dan dink jy, kom ek delete dit maar liewer. Né? Ja. Maar dit het gegaan oor 'n klomp goeters, maar dit was so totaal onnodig. So totaal onnodig. Want my benadering, kan ek vir u sê, en dit is steeds so, is dat ons teologie en ons tradisie moet oppas, maar dat ons ook as kerk verbruikersvriendelik moet wees, om nou maar die woord te gebruik. Dat as iemand wat daar inkom wat 'n vreemdeling is, ook daarom in 'n mate tuis voel, dat hy nie voel, hy tree terug in die middeleeue in nie. Iets in daai lyn. Maar dit daar gelaat. Gedurende 2012 het daar ook iets gebeur wat hierdie gemeente in 'n ander rigting gestuur het. En dit was ons buurgemeente, Witpoortjie, wat vir baie lank eintlik die vlaggenskap was in die ring van Rodepoort, dat die gemeente ontbind het. En van daardie lidmate het hier ingeskakel. Ons het op twee wyses baat gevind uit wat daar gebeur het, as 'n mens dit nou maar so kan stel. Die een is die lidmate van die Citiso, wat oorgekom het van Witpoortjie in 2012.
En toe het ons ook, ek was self daarbey betrokke, ons het die kerkkompleks verkoop en Pieter van Loggenberg en ek het 'n model uitgewerk waar ons toe nou die geld verdeel het en die gedeelte wat ons ontvang het van Witpoortjie, soos dit in die ring gedistribueer was, die geld, het ons baie mee gedoen. Ons het hierdie verhoog hierso weggevat en dit so gebou soos nou. Ons het die konsistorie ingerig, ons het die voorportaal gebou, die kerktoring gebou, die muur van herinnering ensovoorts. Ook 'n bietjie bygedra, maar ons het eintlik 'n skoolsaal so kon verander in 'n veeldoelige, moderne hervormde kerk. So, en hier wil ek die naam noem van Magiel Venter. Magiel Venter was die projekbestuurder en as ons hom nie gehad het nie, weet ek nie. Hy het ongelooflike ervaring in konstruksie gehad. Dit was vir my wonderlik om saam met hom te werk. En dis vir my steeds hartseer dat hy so vroeg weg is. En ons dink vandag ook aan hom. Cornelia. Ek wil die naam noem van Dion Pinaar. Dion het ingekom en hy het gesê, kom ons bou 'n podium. 'n Podium waar mense waar jy nader kan voel aan mense. En dis iets wat my ma altyd vir my vertel het toe ek 'n kind was. Sy sê as ons iewers by 'n plek was, dan het ek altyd aan mense gegryp en sy sê hou op, moet dit nie doen nie, om mense nader te bring. En dis nog steeds iets by my om vir mense te sê kom nader, dan hoor jy my dalk beter. Ek wil nie op jou skree nie. En Dion het daarmee gehelp, ons het dit gebou, hy het daai podium gebou, hy het die tafeltjies in die voorportaal gebou. En so het daar 'n klomp mense ingekom, vergewe my as ek nie almal noem nie, ingekom, dis 'n span. En toe slaan COVID toe. Weet jy wat het ek daar geleer in COVID? Is dat jy jou gemeente op remote control kan sit. Ons het ingespring. Ek dink Frank en ek het eers te begin hier met die bakkie gery en Vader weet gaan opnames maak en na die tyd dan stuur ons dit vir Karina, dan sê Karina, "O nee, doen dit oor. Dit gaan nie werk nie." So, later het Marcus aan boord gekom, ons het 'n ateljee ingerig en kan nie glo. Ons het eintlik as gemeente in daardie tyd wat my betref gegroei. Mense het net besef, nou moet ons saam staan in hierdie tyd. Ongelooflik. En so was daar mylpale gewees, broers en susters, ek kan aangaan in aandag in 20 jaar na plus minus 1000 preke, 120 plus minus begrafnisse, 80 kerkraadsvergaderings, pragtige kerssangdienste, keurige funksies, duisende tuisbesoeke, siekebesoeke, pastorale gesprekke, gesellige saamkuiers, is ons hier. Hier is ons. Na 20 jaar. Baie dankie. Baie dankie. Hoe sien ons karakter daaruit? Het ons gegroei? Het ons verdiep? Hoe kan 'n mens dan kruin? Opsom in 'n paar woorde. Wat is ons prioriteite? Waar lê ons fokus? En dit bring my by die gedeelte wat ek gelees het. Jy weet, met so 'n geleentheid kan 'n mens baie tekste en herinneringe roep. Maar hierdie gedeelte het my net weer eens geraak, want daar's vir my in die Filippense brief is daar vir my warm harte wat klop. Na twee kante toe. Paulus, kan jy sien, het hierdie spesiale koneksie met die mense in Filippense. Dis net daar. En as 'n mens gaan kyk die agtergrond van hierdie stukkie korrespondensie van Paulus, hy het die gemeentetjie gestig met 'n tweede sendingreis, toe hy vir die eerste keer in Europa ingaan, dis 'n Europese gemeente. En
dit was vir Paulus 'n enorme uitdaging om daai tree te gee, broers en susters, vir die eerste keer uit sy bekende wêreld, daai tree in Europa in. Dis 'n enorme tree en hier sit ek en jy vandag, oorspronklik Europeërs, ons is vandag Christene. Maar van die gemeentes wat ons daar gevang het van daai eerste huiwerige trees, was die Filippense. So, die brief Filippense is geskryf teen 'n agtergrond waar Paulus sê, baie dankie, dat julle my onder baie moeilike omstandighede ook gedra het. Dat ons mekaar dra. Né? Maar terug na ons teks. Die teks self getuig ook van daai warmhartigheid tussen Paulus en sy mense. Daar's die teologie, daar's die boodskap, maar daar's definitief, ons gaan nou kom by hierdie, kom ons los hom net 'n oomblik daar. Maar daar's definitief, werk ons nou saam hierso, Sandrich, daar's hy. Ook iets spontaan. En dit is altyd 'n uitdaging vir 'n predikant. Om jou verantwoordelikheid, jou ambag uit te voer, en dit is die eksegeet, die uitleer van die teks. Jy is die uitleer daarvan, maar dit moet nie so wees dat dit daar bly in daardie wêreld nie. Dit moet werk in jou wêreld en daardie by mekaar bring. Daar's iets spontaan in, wat jy nie altyd kan bestuur en kan beheer nie. Daai warmhartigheid, wat ek verlede week met Moedersdag beleef het. Jy weet, dit was 'n preek en alles, maar waar was die oomblik van verlede Sondag? Julle almal weet, toe die vrouens hier voor staan. En dit is die preek sonder woorde. So, dit is wat 'n mens sien in die Filippense brief, is ook die emosies van mense wat weet ons moet saam stry. En so het Paulus en hierdie mense aan mekaar vasgegroei. En so het ons ook hopelik aan mekaar vasgegroei. En verdiep in geloof. In 'n spirituele soektog. Na wat? Na waaroor die lewe gaan. Wat beteken dit, broers en susters? Om die naam van die Allerhoogste aan te roep. Om sy naam oor ons lippe te neem. Wat beteken dit? Om te sê ek het 'n verhouding met God. Jy sien, daai vertikale en horisontale lyne is verskriklik belangrik. Ek dink die enigste manier hoe jy dit kan kontroleer, dit waarvan ons praat, al hierdie woorde, is wat daar buite gebeur. Wat maak jy met jouself daar buite? Wanneer mense nie kyk nie. Wat maak ek met myself? So broers en susters, my aanslag, en julle kan daaroor self besluit, was dat 'n preek is nie 'n preek en dan is daar 'n punt nie. Daar's 'n komma. Kom ons probeer volgende week weer. Want jy kan nie al hierdie goeters onder woord bring nie. Verder is ek maar al te bewus van julle wat hier voor my sit. Hier is die geheim. Moenie dink as jy nie praat nie, kommunikeer jy nie. Jy kommunikeer. Hoe jy hier sit. Liggaamstaal. Jy weet, die tong kan baie jok, maar die lyf sukkel om te jok.
So broers en susters, as dit kom by die voorbereiding ook van hierdie soort opdrag wat 'n dominee het, dan bring dit my by die prentjie wat nou die hele tyd hier uitspring. En dit is dat 'n mens altyd onder die besef kom van jou beperkte kennis. Wanneer jy met hierdie antieke materiaal werk, wanneer jy met die Bybel werk. En wanneer jy agterkom dat dit ook iets groter is as net antieke materiaal. Wanneer jy besef daar's iets groters aan die werk hier, dan besef jy ook jou beperkings. En my voorbereiding, wat Monique goed ken, is, wil ek met die volgende vergelyk. Ek is baie lief vir twee komponiste onder andere, en dis Mozart en Beethoven. Wanneer 'n mens lig voel en so, dan luister jy Mozart, altyd. En wanneer 'n mens so 'n bietjie 'n klap van die lewe weg het, dis in my geval, dan luister ek Beethoven se trippelkonsert, of sy enigste vioolkonsert. Daar's so iets verskriklik weemoedig in daai stadig. Ja, so dis nou maar wat ek doen, maar ek maak ook 'n preek, soos wat Beethoven het doen. So hier is Mozart se partituur. Dis Mozart wat daar geskryf het. Mozart se werk, kyk, hy was ongelooflik geniaal. Het hy so gesit en skryf, ook vandag. En dan kon Ellen dit vat en speel. Nee, Beethoven nie. Dis hoe syne gelyk het. Wel, dit is hoe my lesenaar lyk. En werklik, daar is altyd te veel papiere en te veel boeke oop, en dit is dalk hoe my lewe lyk. Die weerbegin en herkonstrueer. Dis hoe my teologie lyk. Kom ons oordink dit weer. Kom ons kyk net weer hierna. En hier is ons vandag saam. Hier is ons vandag saam op hierdie ongelooflike reis, broers en susters. Reis ek en jy saam, so en so. En reis ons saam hier na binne toe. Ek wil iets daaroor sê. U ken my. Ek het al 'n paar reise in my lewe onderneem, dankie ook vir my reisgenote. Want die belangrikste ding vir my van 'n reis, broers en susters, is selfontdekking. Selfontdekking. Die gesamentlike op weg wees met die woord van God as 'n soort padkaart. Die gesamentlike op weg wees ook sonder die woord van God. Dat jy ook jou eie weg moet vind. 'n soort spirituele onafhanklikheid ook moet toon. Dis nog uitdaging. Ek sien dit so. Op hierdie reis waarom 'n mens is, die lewensreis, ontmoet jy soveel gesigte. Jy ontmoet engele. En jy ontmoet demone. En jy ontmoet iets van die heilige en iets van die profane, en jy ontmoet vir God en jy ontmoet vir Satan. Glo my. Maar die groot ding is, jy ontmoet altyd weer jouself. Selfkonfrontasie, en hier is ons, na 20 jaar, op hierdie reis. En nou moet 'n mens dit begin saamvat en weer te vra, maar wie is ons dan? En ek dink, dis hoekom ek hier na Paulus wil verwys in Filippense 2. 1. 'n resonansie
'n medetrilling, een in hart, een in gees. Verskillende persoonlikhede, verskillende omstandighede, prioriteite, belangstellings, professies, maar hier is ons. Want daar is 'n medetrilling. Weet jy wat is daai medetrilling vir my? Dis die gees. Die gees met die hoofletter begin by die gees met die kleinletter. Die gees onder ons. Ek wil afsluit, broers en susters, deur net weer na Paulus te verwys. As 'n mens kyk na hierdie groot outeur van die Ou Testament wat 'n enorme invloed uitgeoefen het veral op die protestantse teologie en dis ook op my, dan sien 'n mens dat hy probeer wys dat ons Jesus moet leef. Né? Paulus het amper hierdie obsessie met Jesus, as 'n mens dit so kan stel. Maar wat sê hy? Is ons moet hom leef. En dan gebruik hy hierdie enkele vreemde beeld deur te sê, kom ons wees soos Jesus deur wat te doen. En dan gebruik hy daai Griekse woord, kom ons maak onsself leeg. Jy sien, nou die ding is so, jy weet hoe is ons almal. Wanneer jy 'n bietjie wil indruk maak, dan maak jy mos so, né? Jy kan maar net 'n bietjie na 'n gym toe gaan, dan kyk jy na daai ouetjies daar by die eisters. Jy weet hulle loop almal so. Né? Ja, dit is om te sê, kyk hierso, hier's ek, hè. En dis hoe mense is, ons almal. Maar Paulus probeer sê, kom ons oorweeg die teenoorgestelde en ons lewer 'n bydrae deur nederig te wees. Okay. Deur eintlik jouself leeg te maak vir ander. Hoe is ons? Glo my, ons wil onsself die hele tyd opvul. Ek is ook maar so. Jy wil jou opvul met kennis en jy wil dit hê. Paulus sê, kom ons wees soos Jesus en maak jou leeg. Dit skreeu teen ons natuur. Maar daar's 'n misterie in. Dis ongelooflik vervullend as jy dit doen. Want dan word jy opgevul deur hulle wat jy dien. Daar's 'n geheimenis in. En dis die leerkurwe waardeur ek ook moes gaan. Wat ons hier in Filippense vind. Dit kom nie oornag nie. En hier is ons. Baie dankie, ek sluit af. Baie dankie. Baie dankie dat ek vir julle daar kon wees. Dis 'n uitdaging. Dis 'n uitdaging om hier te staan en met gekwalifiseerde, intelligente, beleese, berese mense iets aan te bied. Dis 'n uitdaging. Vir die kritiese student, vir die ou dame in die aftreeoord, vir die kleuter, vir die werkende ouma of ma, om almal op te dam, sodat elkeen kan sê, ek sal weer kom. En dan besef 'n mens, daar is iets meer in. En dis die misterie. Jy weet, hierdie kerke, waar die mense so stroom vir die wonderwerke, die een been word langer en dan die een korter, ek weet nie altyd watter kant toe nie. Die wonderwerk is dat jy hier is. Dat ek hier kan wees. En dat ons in die ordinêre en die gewone God kan aanvoel. En dit met mekaar kan deel en dit kan leef. Maar goed, 'n allerlaaste opmerking. Monique. As jy 'n mens wil ontmoet sonder pretensie, hier sit sy. What you see is what you get. Dankie. Dankie dat jy
so mooi saam met my na ons lammers omsien. Ek is nou 'n oupa, maar ek is ook 'n herder van 2 kuddes. Dankie vir die stilte s'avonds op die stoep. As ons luister na die krieke en die paddas. Dat jy my vroeg uitjaag om saam te gaan fietsry. En dankie dat jy jouself so gereeld leeg tap. In Paulus se woorde. Terwille van my mense. En baie dankie aan julle almal. En dankie aan een opperwese wat ons pa kan noem. En wat vir ons soveel gee, gratis. En vir my gee. En altyd vir daai nog 'n kans. Nog 'n kans. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met u. Amen. Liewe gemeente, vergun my net so 'n paar woorde om namens die kerkraad en gemeente vir Dominee Kobus geluk te wens met sy 25 jaar hier by ons. Net so 'n klein bietjie agtergrond. Ek sê vanoggend drink ons 'n storie. Dominee is nou net so 'n raksie meer as die helfte van sy loopbaan is hy hier by ons. Hy is in 27 is op 27 November 1986 gelegitimeer, wat beteken hy is toegelaat as predikant. En op 10 Mei 1987 word hy georden as diensplig kapelaan. So hy is hierdie jaar nou 39 jaar predikant. Hy bedien na sy diensplig gemeente Talton tot 2001. En van daar af is hy in kombinasie saam met Rodepoort. Die van u wat nie weet nie, Rodepoort was ook een van ons gemeentes wat as gevolg van dalende getalle ook moes toemaak vroeër jare. En toe is ons gelukkig om van 15 Mei 2005 af te beroep as tweede predikant vir hierdie gemeente, nadat Dominee Steyn weg is. En soos Dominee genoem het, ons het baie dinge deurgemaak in die gemeente. Hy het ons aangetref waar ons besig was om te beplan vir die Lapa en voortwaarts soos die Lapa op. En daarna geleer as iemand wat leiding neem, wat die bul by die horings pak, wat 'n groot oorredingsvermoë het om mense te laat inspring en te help, het sy fisies of finansiëel. En hy het ons gevang en ons het hom ontvang op 'n stadium waar ons lidmaatgetalle besig was om te kwyn. En onder sy leiding het die lidmaatgetalle toegeneem. Na COVID is, soos Dominee gesê het, die gemeente so 'n bietjie ook die pyn ervaar van lidmaatverliese, maar het weer opgetel en al, want na COVID het ons weer begin om lidmate in te trek en nuwe lidmate wat van self hier instap en sê hier wil ons wees. Nadat hulle hom hoor preek het en nadat hulle 'n tweede keer gekom het, was dit net eenvoudig die plek om te wees. En daarvoor sê ons dankie, Dominee Kobus. Ons kon hoor uit sy preke, soos hy genoem het, hy is lief vir reis, hy is lief vir die klassieke musieke, maar hy delf ook diep. Die preke spreek van iemand wat erg insig het in die woord van God en dit daarom rondom gaan, maar ook is dit vir ons duidelik in die beeldmateriaal wat hy baie keer van ons noem, vir ons wys. Party van die ou mense het op 'n stadium gesê, hulle wil nie fliek kyk. Maar dit was elke keer toepaslik. Dit was van toepassing en dit is ons wat nie kan reis nie en wat nie, omdat ons werk so gereeld kan gaan reis nie, het ons gevat na plekke wat ons nog nooit was. Maar dit het ons ook insig gegee in dit wat daar is, wat ons spiritueel kan verryk.
En daarvoor het ons groot waardering as gemeente. Dit vat ons elke Sondag op 'n reis en ons kan nie wag vir die volgende Sondag om te hoor waarheen ons hierdie Sondag gaan nie. Ons het vele positiewe en negatiewe dinge hanteer en ervaar in die afgelope 20 jaar. Daar's min predikante wat kan sê dat hulle het hulle name op 2 gedenkstene by 'n gemeente. En Dominee Kobus kan dit sê. Hy was die 10 jaar het ons die gemeente se bestaan herdenk en ons het ook die kloktoring ingewy wat onder sy leiding en saam met die span wat saam met hom gewerk het opgerig is. Maar ek moet vir u sê dat Dominee Kobus het werklik ingespring toe ons die besluit neem om die kerkgebou te verander. Hy het mense gekoopteer wat werklik kan help. Hy het uitgereik na argitekte toe, hy het mense hier gehad wat vir ons gewys het wat gaan die kleurskemas beter werk. Ek meen daar was 'n magtomwerk wat rondom gegaan het en alles het onder Dominee Kobus se leiding gebeur. My taak was net om die briek aan te draai partykeer met die finansies, maar jy kan sien wat hier het. Dis 'n pragtige doelmatige kerkgebou. Ons het gister die ringsvergadering gehad en ons kon lekker hier voorsit. Hier's genoeg spasie en vandag is dit weer 'n kerk. Ons het al funksies hier gehad en so kan ons aangaan, maar dit bly vir ons die huis van die Here waar ons Sondag die Here aanbid. Die ander positiewe natuurlik is die geboorte van 'n kleinkind Lea. En dan dink ek ook as dit die Here se wil is volgende jaar. Nou Kobus is normaal dat predikante op 40 jaar met pensioen gaan. Dis nou as gevolg met die diensplig dat jy net 'n jaar later eers. Maar volgende jaar is dit 40 jaar diens en dan gaan Dominee op pensioen. Nou jy weet, die van die wat pensioen is 'n baie gevaarlike beroep want niemand oorleef daai beroep nie. So ons vra en ons sê dat die Here en ons vra die Here se wil oor die jaar of 'n bietjie jaar en 4 maande wat oorbly wat jy nog voltyds predikant gaan wees daarna as emeritus dat jy die gemeente nog verder sal lei en dat ons nog elke Sondag na jou woord kan kom luister en na jou uitleg van die woord en dat jy ons nog op vele reise sal kan neem oor die maande wat kom. En ons as gemeente wil vir jou sê baie dankie vir die 20 jaar wat jy hier by ons was, wat jy by ons is, en wat jy nog steeds by ons gaan wees in die jare wat voorkom. Ek vra net dan dat ek dink Karina het gevra vir 'n woord. Sê ek kan gou vorentoe kom. Ek sal probeer vinnig wees. Nou is dit my beurt om 'n preekie af te steek. Ek is bly Dominee sit. Frank en ek en ons dogters het een Sondag so 10 jaar gelede hier ingestap by Kruin. Ons het heel agter in die middel gesit. Voor ons was die venters, die hesselings en heel voor het 'n oom en sy dogter gesit wat baie hard gesing het. Dit was Januarie. Die boodskap het oor sintye en die Here se genade gehandel. Die eerste van 'n reeks. Die dominee het ons nuuskierig gemaak en ons het teruggekom die volgende Sondag. En die volgende Sondag en weer die volgende Sondag. And then we were hooked. Woorde waaraan ek dink wat Dominee Kobus se preke beskryf, is inklusief, nie eksklusief. Objektief, nie subjektief. Vergewend, nie veroordelend. En gereeld oor die liefde, vandag ook, nooit oor haat. Bybeltekste word soos 'n granaat oopgebreek, sodat kryners saam met hom stap deur die kultuurhistoriese landskappe, en eeue later stop in die hede, waar die Here se liefde en genade vandag nog geld. Die boodskappe word ingekleer met sy godgegewe gawe om te vertel. Sy musiekkennis, veral Leonard Cohen tot vervelings toe, kennis van kuns, literatuur, poesie, politiek, drama, ek praat van die op die verhoog, en films help ons om vir 'n uur aandagtig na hom te luister en uit te stap vol moed vir die week wat voorlê. Ek sluit af met een van ons dominee se beste uitnodigings na 'n wynveiling. My foon lui, dis die dominee, wat wil hy nou weer hê? Karina,
baie dankie vir die skenkings. Maar ek nooi jou hartlik uit om hierdie Saterdag te kom en dit weer terug te koop. Nie een van ons het toevallig by Kruin ingestap nie. Nog minder is dit 'n toeval dat ons nog steeds hier sit. Baie dankie, Dominee.